En hulle sê die belangrikste fase van of 'n kind eendag in sy lewe die Here gaan aanvaar, is tussen die ouderdom van 5 en 17. En daai blootstelling wat hulle kry tydens daardie tyd, tussen familie, vriende en die kerk. So is vir ons so 'n belangrike rol om actually ons kinders deel te maak van hierdie en om vir hulle te wys hoe dit moet lyk. So al is dit partykeer voel jy hulle skree hard of hulle is hard, bid deur dit. Bid vir die Here vir kalmte in daai kinders se lewe, né? Is net lekker kind wees. Amen. Okay. Great julle. So ja, yes, vanaand ek sê vir Jesse hierdie week, ek soos die Here sit dit op my hart. Verlede week het ons uit die aard van die saak Moedersdag gevier en dan ons het 'n ander preek gedoen en ek kom so op 'n punt waar ek voel met Matteus, dit voel of daar 'n roetine deur hom gaan en daar is hierdie kerngedagte wat Matteus besig is om te deel en miskien moet ek ietsie anders te deel. En soos ek eers deurgaan met Matteus 9, want dit is wat volgende is in Matteus vir ons, kom die Heilige Gees net en sê nee, ons gaan Matteus 9 hanteer. En ons gaan aangaan met Matteus, en ons is in Matteus 9, en dis vir my so belangrik, is nuut gemaak. Ons wat nuut gemaak is in Jesus Christus. En ek dink baie van ons leef met hierdie idee in ons lewe, dat as ek net hierdie een probleem in my lewe kan fix, sal alles fyn wees. As my finansies dalk net beter is, of as my huwelik beter is, of as my angs weggaan, of as ek miskien bietjie minder strak om met hierdie een sonde, of as ek dalk net bietjie meer gedissiplineerd kan wees. So is dit almal hierdie gedagte, as ons net bietjie beter kan wees in hierdie een aspek. Ons het hierdie idee, maar soos ons deur Matteus 9 gaan vanaand, leer Jesus ons eintlik ietsie baie dieper. Want die probleem vir ons is nie net die simptoom nie. Die probleem vir ons is die wortel. En ons moet die wortel hanteer en ophou om net die simptoom altyd te hanteer. En hierdie is in ons stap en ons journey saam met Jesus Christus. So, Jesus het nie gekom om net patches op ons ou lewens te sit nie. Hy het gekom om ons skoon te was, om ons te vergewe, ons nuwe harte te gee, en om ons nuwe mense te maak. So ek gaan begin lees vir ons uit Matteus 9, van vers 1 af, en dit sê, nadat hy in die skei geklim het, het hy oorgevaar en in sy eie stad gekom. En hulle het 'n verlamde man wat op 'n bed lê na hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê hy aan die verlamde, seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. En sommige van die skrifgeleerdes het by hulle self gesê, hierdie man praat godslasterlik. En toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy, waarom bedink julle slegte dinge in julle harte? Want wat is makliker, om te sê, die sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Maar dat julle kan weet, dat die Seun van die mens mag het, om op aarde sondes te vergewe. Toe sê hy vir die verlamde man, staan op, neem jou bed op, en gaan na jou huis toe. En hy het opgestaan, en huis toe gegaan. En toe die skare dit sien, was hulle verwonderd, en het God verheerlik, wat so mag aan die mens gegee het. So dit is eintlik vir ons so amazing om hierdie te sien, en dit gaan baie meer as net weer eens Jesus se gesag in hierdie. Daar's baie meer diepte in hierdie klein gedeelte wat ons nou gelees het, as om net te sien die gesag wat Jesus op aarde gehad het. Ons sien in Markus en in Lukas sien ons bietjie meer detail oor die storie van waar die vriende van hierdie man om deur die dak laat sit het, omdat hulle wou gekom het omdat hulle wou gehad het dat hy by Jesus uitkom. En so wanneer ons meer van daai storie sien waar die man uit die dak uit afgelaat word en by Jesus kom, kan ons almal daai gevolgtrekking maak dat op hierdie spesifieke oomblik het almal sekerlik gedink dat wat Jesus nou gaan doen is om daai man te genees. Dis heel eerste wat ons gedagtes is.
Maar wat Jesus volgende gedoen het, is eintlik baie shocking vir ons. Want hy het nie eers gesê, staan op en loop nie. Hy het gesê, seun, jou sondes is jou vergewe. Want vir ons in hierdie oomblik is dit baie belangrik om te besef dat Jesus baie meer omgee oor ons innerlike self, as net oor ons uiterlike gedeelte. Net oor die healing, wat physically moet plaasvind, gee Jesus meer om. Want as daai verlamde man kan loop, en genees is, maar sy hart is nog nie genees nie, wat is die punt op die einde van die dag? So vir ons sien ons dat 'n fisiese probleem wat daar so gevorm was, wel genees kon geword het deur Jesus, maar meer as dit, het Jesus 'n statement kom maak hierso. En ons moet besef in daardie tyd deur die fariseërs en die religious spirits wat plaasgevind het op daardie tyd, dat mense dadelik toe hulle hoor Jesus sê dit, is hulle soos, wat is besig om aan te gaan? Dis godslasterlik hierso. Want hoe kan iemand sê dat hulle die sondes kan vergewe? Want net God kan sondes vergewe. So deur hierdie stuk sien ons weer eens 'n beklemtoning wat Jesus maak, dat hy God in die vlees is hierso. Dat hy God se seun is wat op aarde toe gekom het en vol man is en ook fully God is. En ons sien dit deur hierdie gedeelte. En vir ons besef ons dat die orde dra krag. Ons moet besef deur hierdie gedeelte dat daar krag lê in die orde wat Jesus hierdie gedoen het. Omdat ons innerlike herstel so belangrik vir ons is. Want die ding is, ons wêreld fokus op die image. En ons wêreld fokus op die simptome, en die gedrag, en die coping mechanisms. Maar Jesus fokus op die herstel van die hart. En as ons nou verder lees, sien ons Jesus sê, wat is dan makliker om te sê? Jou sondes is jou vergewe, of vir die verlamde man staan op en loop? Want om te sê, jou sondes is jou vergewe, niemand kan dit op daardie oomblik verifieer nie. Want dit vat tyd. Niemand kan weet as Jesus sê, jy is jou sondes vergewe, dat daai man se sondes werklik vergewe is nie. Maar vir Jesus was dit deel van die statement wat hy gemaak het. Om vir die mense te wys, en te sê, I am the Messiah. The promised one. So met dit kom Jesus en wys vir ons ook sy gesag weer eens. Om te sê, staan op en loop. So die mense kan sien, hy bring die genesing. Maar meer as dit was dit vir hom belangrik om seker te maak dat daai man en daai seun se sondes vergewe is. En dit is radikaal en ons moet dit besef, dit is radikaal wat Jesus daar gedoen het, want tussen in die oomblik waar hy geleef het 2000 jaar terug, wat die mense gesien het, en hoe hulle gedink het, was dit radikaal vir hom om daai statement te maak. En dit is hoekom die fariseërs daarso en die skrifgeleerders gekom het om te sê, hierdie man praat godslasterlik. En dit is baie interessant, dit sê, en toe Jesus merk wat hulle gedagtes was, sê hy. Hulle gedagtes was. Niemand hulle daarso geopenbaar het, verbally gesê het nie, wat hulle gedagtes was. So weer eens het Jesus dit kom beklemtoon, wie hy werklik is. En dit vir ons so mooi om dit te sien. En so nou kom dit deur hierdie deel waar Jesus hierdie verlamde man se sondes vergewe, en dit gaan aan om te sê, hy sê vir die verlamde man, staan op, neem jou bed en gaan na jou huis toe, en hy het opgestaan en huis toe gegaan, en toe die skare dit sien, was hulle verwonder, en hy God verheerlik, wat so 'n mag aan die mens gegee het. So daai verlamde man kom, hy word genees, hy tel op sy goed, en hy gaan huis toe, en hy's nou 'n geneesde man. Sy sondes is vergewe, en hy's nou genees in die fisiese vorm. Nou gaan ons aan op vers 9 toe. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, sien hy 'n man met die naam van Matteus by die tolhuis sit. En hy sê vir hom, volg my. En hy het opgestaan en hom gevolg.
En terwyl hy in die huis aan die tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan die tafel gegaan. En toe die fariseërs dit sien, sê hulle vir sy disippels, waarom eet julle meester saam met tollenaars en sondaars? Maar toe Jesus dit hoor, sê hy vir hulle, die wat gesond is, het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Amen. Dis hoekom Jesus gekom het vir ons. En so dis vir ons so mooi om te sien, Matteus in hierdie oomblik beweeg nou amper oor en hy sê vir ons, daai man wat sy sondes daar vergewe is, daai man wat verlam was, wat die Jesus se aanraking nodig gehad het, ek was daai man gewees. En Matteus vir die eerste keer, deur sy evangelie wat hy skryf, sê hy wie hy is. Want Matteus het nie Matteus 1 begin deur te sê, hi, ek is Matteus, aangename kennis nie. Matteus het begin deur Jesus se geslagsregister, deur Jesus se wonderwerke, deur Jesus se gesag. En eers in Matteus 9 kom Matteus op 'n punt waar hy sy eie storie nou begin deel. Vir 'n klein oomblik. Want hy lê ook nie baie klem daarop nie. Want in Markus en Lukas vertel hulle amper meer, hulle verwys na Levi toe, in Lukas en Markus, en Matteus verwys na homself as Matteus toe. So hy raak eintlik baie min daarop. Maar dit is vir ons om te sien hoe nederig Matteus eintlik is in hierdie oomblik. Want hy as 'n tollenaar, ons moet besef, 'n tollenaar was nie net iemand wat net belasting gekry het nie, of collect het nie. Hy was nie net 'n tax collector nie. Wat 'n tollenaar was in daardie tyd, hulle was mense wat gesien was as verraaiers. Mense wat gewerk het vir Rome. Mense wat hulle eie volk exploit. En mense wat dikwels korrup is. So hulle was sosiaal en geestelik onrein gewees in die oë van die Jode. So baie mense sou vir Matteus vermy het. En daar waar Jesus geloop het, net verby hom geloop het. Maar Jesus doen nie dit nie. Jesus stop en hy sê, volg my. Volg my. Hy sê nie vir Matteus, fix eers jou lewe nie. Word eers beter nie. Bewys jouself eers nie. Jesus ontmoet vir Matteus net waar hy is. En broers en susters, hoeveel keer in ons lewe het Jesus jou kon ontmoet net waar jy is? Waar jy in die donkerste plek van jou lewe is, het Jesus jou kom ontmoet. Daai oomblik wat jy niks gehad het nie, niemand gesien het nie, niks verhouding, niks familie gehad het, nie geweet het wat is die volgende stap in jou lewe nie. Toe kom Jesus in jou lewe in, en hy kom ontmoet jou. En hy ontmoet jou net waar jy is. En vir ons moet ons so besef dat die evangelie dit is. En ons moet besef dat hier waar ons sit vanaand, hierdie moet verstaan, sodat ons kan in 'n gebroke wêreld uitgaan, en vir mense hierdie hoop gee. Hierdie goeie nuus deel. Dat dit nie nodig is vir jou om jou lewe uitgesorteer te hê, voor jy na Jesus Christus toe kom nie. Dat hy jou ontmoet net waar jy is. Dat hy hierdie tollenaar, wat die hele gemeente, of die hele community daarso, eintlik net gesê het, hy is nie goed genoeg nie. Het Jesus gekom en het gesê, volg my. Nou kom die belangrike deel van ons, en die mooi deel. Want net daar het Matteus opgestaan. Net daar. Daardie klein sin, wat soveel krag dra, en hy het opgestaan en hom gevolg. So Matteus in daai oomblik los sy tafel, hy los sy ou identiteit, en hy los sy ou lewe. En hy word nie net 'n beter tollenaar nie.
Hy raak nie net 'n beter tollenaar nie. Hy word 'n nuwe mens. Hy los sy ou identiteit, hy los sy ou lewe en hy besluit hy maak 'n verskil in sy lewe. Hy besluit dat hy vir Jesus ten volle volg. En hy hou nie vas aan al hierdie ander goedjies. Dalk nog net bietjie van dit. Dalk kan ek nog net bietjie van hierdie hou nie. Hy besluit hy los alles. Hy los die ou homself. Die ou identiteit. Broers en susters, dit is belangrik vir ons om die ou te los. En dat daar waar Jesus ons ontmoet het, en daai oomblik wat hy in jou hart ingekom het, en daai oomblik wat jy weer hoop gevind het in hom, dat jy nie terug gaan en terugkyk en vashou aan die ou verslawings, of die ou vriende, of die ou gewoontes nie. Dit is belangrik om alles te los en seker te maak dat jy 'n nuwe skepsel word. Seker te maak dat jy nuut en skoon gewas word. Want Matteus in hierdie oomblik wil hê dat Jesus sy sentrale punt raak. Dis hoekom hy alles los. Hy los alles. En dit is so mooi, ons gaan verder toe Jesus sê. En toe Jesus daarvan verder gaan, sien hy 'n man en hy het vir Matteus geroep. En terwyl hy in die huis aan die tafel was, het daar baie tollenaars en sondaars saam met Jesus en sy disippels aan die tafel gegaan. Daar baie tollenaars en sondaars. En ons moet besef, broers en susters, in die kultuur van daardie tyd, om saam met iemand aan die tafel te sit, beteken jy aanvaar daai persoon. Daar's 'n acceptance, 'n belonging, en 'n covenant fellowship wat besig om plaas te vind daar. So Jesus, wat die wêreld sien as gebroke mense, sondaars, tollenaars, nie goed genoeg mense nie, Jesus sê, ek gaan saam aan die tafel kom sit met julle. En ek gaan saam met julle brood breek. Want die wêreld leer ons bly weg van vuil mense af. Maar wat sê Jesus? Hy sê die wat gesond is, het nie 'n dokter nodig nie. Broers en susters, vir ons as Christene moet ons besef, He left the 99 for the one. For you and me. En wat hy in ons lewe gedoen het, kan hy in hierdie gebroke wêreld die buite se lewe doen. En die mense wat nie vanaand hier sit nie, se lewens kan hy dit doen. En dit is belangrik vir ons om te besef, dat Jesus is nie net daar vir die mense wat al reeds gesond is nie. Want die mense wat reeds gesond is, het nie 'n dokter nodig nie. Dit is wat Jesus daar teach. En so vir ons moet ons besef, dat ons roeping hier op aarde, is vir die verlore mense, is vir die tollenaars, is vir die sondaars, is vir die mense wat in die donkerte lewe om te weet dat daar lig is aan die ander kant, is vir ons om daar te kom en vir hulle dit te leer. So vir ons moet ons besef, dat ons het werk om te doen. En dat hierdie wat Jesus besig is om hier te wys, dat ons eens op 'n tyd daai persoon was. Dat ons daardie Matteus was. En broers en susters, ons moet nie vergeet vir 'n oomblik waar ons vandaan gekom het nie. Ons moet nie vergeet dat op 'n oomblik dat ek daardie persoon was wat 5 jaar lank verslaaf aan dwelms was nie. 'n drankprobleem gehad het nie, op die punt van selfmoord gestaan het nie. Maar Jesus het my kom ontmoet. En as ek nie elke liewe dag van my lewe dit besef en onthou waar Jesus my kom ontmoet het nie, gaan ek nie in hierdie wêreld ingaan en vir die ander mense die evangelie wil gee en die goeie nuus van Jesus Christus wil deel nie. Want ek moet besef dat hier waar ek vandag staan, waar ek vandag deur my lewe gaan, moet ek elke liewe dag opstaan en sê, dankie Here. Ek skoon gewas en ek's nuut gemaak deur die bloed van die lam. En so moet ons ingaan, broers en susters, elke dag van ons lewe. Jesus is quote vir ons,
Hosea 6 vers 6 in hierdie deeltjie. Net voor ek aangaan 'n interessante feit, dat Matteus deur sy evangelie 130 keer verwys het na die Ou Testament. Dit moet vir ons ietsie sê. Hosea 6 vers sê, ek begeer barmhartigheid en nie offerhande nie. En barmhartigheid is 'n onverdiende goedhartigheid en guns. God soek opregte liefde, deernis en 'n persoonlike verhouding. En wat die fariseërs daai tyd gehad het, hulle het godsdiens gehad, rituele gehad en uiterlike korreksie gehad. Maar nie liefde, genade en barmhartigheid nie, broers en susters. En ons moet op 'n punt kom waar ons nie soos die fariseërs raak nie. Ons moet op 'n punt kom waar hierdie net 'n Sondag aand raak of 'n Woensdag aand raak nie, maar ons moet uitgaan in hierdie wêreld en elke dag van ons lewe die mense kan wys hoe dit lyk om liefde te hê. Mense kan wys hoe dit lyk om Jesus Christus te ervaar in ons lewe en Jesus Christus te aanvaar en 'n verskil te maak, om seker te maak dat daar meer van ons hier kan opkom op 'n Sondag aand. Dat daar meer van ons wat verlore is, meer van die wat by Volklip afry kan stop voor hulle op daai punt kom. Dat hulle op 'n punt kan kom waar hulle vir Jesus aanvaar en lewe kan kry voordat hulle nodig het om so 'n keuse te maak in hulle lewe. En ons gaan aan en dit sê, en hierdie raak vir ons so mooi van vers 14 tot 17. Dit sê, daarna kom die disippels van Johannes na hom en sê, waarom vas ons en die fariseërs dikwels, maar u disippels vas nie? En Jesus sê vir hulle, kan die bruilofgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle is? Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word en dan sal hulle vas. En niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, want die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom 'n erger skeur. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie, anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. So hierdie is vir ons so mooi. Jesus wys vir ons dat ietsie nuuts begin aanbreek. Want ons sien die disippels van Johannes vra vir Jesus, hoekom vas hulle nie? En die bruidegom in die Ou Testament was baie keer verwys. En ons kom op hierdie punt, waar wanneer ons vas, word dit gekoppel aan die treur. Want in die Ou Testament, in die ou sisteem, was die vas altyd gekoppel aan sondes. En hulle moet hulle offerhande bring, want hulle het iets verkeerd gedoen. En dan sê Jesus so mooi, maar daar sal, en Jesus sê vir hulle, kan die bruilofgaste dan treur so lank as die bruidegom by hulle is. Ons is die bruid van Jesus Christus, die bruid van God. Hoe kan ons treur wanneer Jesus Christus hier langs ons staan? Is wat hy besig is om te sê daar. Want hulle verstaan nog nie in daai oomblik wie Jesus werklik is nie. Hulle verstaan nie in daai oomblik dat hy die Messiah is nie. En hulle hou vas aan die rituele en aan die ou sisteem. En Jesus kom in. En hy sê, vir die tyd wat ek hier is, hoekom wil julle treur? En dan gaan 'n tyd kom wanneer ek weggevat word. En dan gaan julle weer treur. Want die vas, broers en susters, vir ons is om meer van u te hê. Wanneer ons vas is omdat ons 'n longing het binne ons harte, om meer van Jesus te hê, om meer van die Heilige Gees te ervaar in ons lewe. Dit is nie om 'n tickbox te doen nie. Dit is nie om gesien te word deur die mens nie. Dit is om nader te trek aan Jesus Christus. Nader te trek aan God. Dit is hoekom ons dit doen. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is. Want dit wys vir ons hierso 'n baie belangrike tyd van die koninkryk wat besig is om plaas te vind. En die koninkryk van God wat manifesteer hier op aarde deur Jesus wat gekom het aarde toe.
En hy sê, dit kom 'n tyd, wat hy weggevat gaan word. En dit is waarin ons nou lewe in hierdie tydperk. Want Jesus Christus nie loop hierso nie. So wanneer ons nou vas, dan treur ons, want ons soek meer van hom. En ons sê, Here, ons wil hê, U moet hier wees. Ons wil by U se aangesig wees, by U se voete. Dis wat ons wil doen. En dan gaan 'n tyd kom, with the second coming, waar die treur gaan weg wees, waar ons gaan rejoice, en waar ons gaan opgewonde wees oor die koninkryk van God, en ons gaan opgewonde wees om hom te sien. En so broers en susters, laat ons nie daai mense wees hier eendag, wanneer Jesus weer kom, dat ons hom mis, en treur, omdat ons nie weet, dat dit hy is nie. En dit gaan vir ons belangrik aan, in hierdie selfde deel, en Jesus, dit kom aan en sê, en niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie. Want ons moet besef wat besig is om hier te gebeur, is daar is vir ons 'n voorbeeld van die koninkryk wat aanbreek. En dit is die ou stelsel wat vervang word met die nuwe stelsel wat Jesus Christus is. So daar's 'n tydperk wat ons hier moet verstaan, is daai transition phase. Tussen die religious spirit en wat die fariseërs gedoen het en die skrifgeleerdes en wat hulle gedink het is reg, hulle sisteme, teenoor Jesus Christus wat gekom het. Not to abolish the law, but to fulfill the law. En dit is wie wat besig is om te gebeur. En niemand sit 'n nuwe stuk lap op 'n ou kleed nie, wat die aangelapte stuk skeur van die kleed af en daar kom 'n erger skeur. En 'n mens gooi ook nie nuwe wyn in ou leersakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. Broers en susters, so ons moet verstaan dat wanneer ons nuwe lewe in Jesus Christus gekry het, dan kan ons nie meer vashou in die dinge van die verlede nie. Want dan kan nie net 'n nuwe stuk materiaal vat en op 'n ou broek sit en verwag dat daai ding nie gaan skeur nie. Dit sê dit gaan erger skeur. En as ons 'n nuwe wyn in 'n ou leersak wil sit, gaan daai ding skeur. So ons kan nie kom in hierdie punt en nie besef dat Jesus Christus 'n nuwe stelsel vir ons ingebring het nie. Dis die eerste punt om te verstaan. En net vashou aan die ou rituele. Ons kan nie net vashou aan die Joodse festivities en die datums vashou en altyd dink ons is so heilig omdat ons nie op die Sabbat werk nie. Ons kan nie vashou aan hierdie idee van godsdienstigheid in 'n ritueel nie. Ons moet deur hierdie verstaan dat daar nuwe lewe is deur Jesus Christus. Dat hy het gekom om ons sondes te vergewe, sodat ons kan verhouding hê met God. Sodat ons dit kan experience met die Heilige Gees wat in ons is. So die twee prentjies wat Jesus vir ons skep hierso, is die koninkryk, die nuwe verbond en die nuwe lewe wat deur Jesus kom. En dit is vir ons belangrik om dit te besef. So wat dit vir ons beteken, as broers en susters wat hier vanaand sit, as mense van die koninkryk, ons kan nie net bietjie van Jesus byvoeg in ons lewe nie. Ons kan nie net bietjie kerk byvoeg nie. Ons kan nie net bietjie gedrag adjust nie. Wanneer ons glo dat ons vir Jesus Christus in ons hart aanvaar het, dan word ons nuut gemaak, broers en susters. En dit beteken wanneer ons nuut gemaak word, dat die ou vergaan en ons raak 'n nuwe skepsel. Ons raak nuut, so wanneer mense na jou kyk vandag, teenoor die dag van gister gaan hulle sê, wie is hierdie persoon? En hulle gaan jou nie kan sien nie, hulle gaan nie kan verstaan nie. Want hulle gaan sien is nuwe lewe. It's new life that Jesus gave you. En ons is nuut gemaak. Ek het nie vers nie, maar iewers in 2 Korintiërs sê dit, wanneer Christus in jou is jy 'n nuwe skepsel. En so ons moet verstaan wanneer die nuwe ons opkom, wanneer ons vir Jesus Christus in ons harte aanvaar, dan raak ons nuut. Ons ou identiteit val weg. So broers en susters, wat ek vanaand vir julle wil sê is net wees versigtig om vir 'n oomblik te veel vas te hou aan die ou jy.
Dalk bietjie geskeurde stukkies probeer vasplak met 'n nuwe stukkie materiaal. 'n Ou leersak wil gebruik om nuwe wyn daarin te sit. Pas op daarvoor. En verstaan dit wanneer jy werklik vir Jesus Christus in jou hart aanvaar het. En wanneer hy in jou is jy nuut gemaak. Is jy 'n nuwe skepsel. So jou lewe gaan verander. Jou gewoontes gaan verander. Die manier hoe jy praat gaan verander. En dit gaan begin glorie aan God gee in alles. En dit gaan begin wys wat Jesus Christus in jou lewe kan doen. Want ons kan nie op 'n punt kom wat ons sê die Here is in my lewe en ek het Christus aanvaar, maar ons is nog steeds besig met al die dinge van die verlede nie. Ons moet op 'n punt kom wat ons kan wys hoe dit lyk om nuut gemaak te wees. En om skoon gemaak te wees. Want daar moet 'n transformasie in ons lewe plaasvind. En dit is belangrik, broers en susters, daar moet transformasie plaasvind. Transformasie moet plaasvind, anders te raak dit erger. En as ons nie dit besef nie, en as ons nie dit doen nie, dan is ons besig om die simptoom te hanteer, en nie die wortel nie. En ons moet die wortel hanteer. So daar waar jy struggle in jou lewe, waar daar miskien nog goeders is, wat jy nie kan verstaan, hoekom ek so reageer, wanneer sekere dinge gebeur nie, wanneer daar dalk nog steeds te vinnig twyfel in jou hart opkom, wanneer ook al ietsie gaan volgens hoe dit moet gaan nie, wanneer jou finansies min hardloop in 'n maand en jy begin twyfel, sê Here, waar is U? Moet jy jouself die vraag vra, het jy met die wortel gedeel al in jou lewe? Of het jy altyd net die simptoom hanteer? Wanneer die probleem opkom, dan bid jy daaroor, en gaan verby, en jy doen nie dieper inspeksie, om werklik uit te kom, wat aangaan nie. Die verlamde man, as Jesus net die verlamde man laat loop het, en nooit die hart verander het nie, sou die simptoom mee gedeel geword het, en daai man sou daar uitgestap het, en hy sou nog steeds gebroken gewees het, en nog steeds verlore gewees het. En vir ons is die hart baie meer belangrik, want Jesus Christus gee baie meer om oor jou en my hart. En dat ons nuut gemaak word. En in Esegiel 36 vers 26 word daar 'n belofte aan ons gegee. En die belofte is, ek sal julle 'n nuwe hart gee. Nie 'n patch nie, of 'n upgrade nie. 'n Nuwe hart. Broers en susters, 'n nuwe hart. Maak nie saak waar jy was in jou lewe nie. Maak nie saak waardeur enigiemand in hierdie wêreld deurgaan nie. Daar's genade vir hulle, soos daar genade vir ons was. En wanneer ons uitgaan in die wêreld en ons begin die goeie nuus deel, van wat Jesus Christus in ons lewe gedoen het, gaan daai mense begin hoop kry. En gaan mense begin sê, hulle wil meer van U hê. I want more of you, Lord. I want more of you. En broers en susters, in hierdie oomblik, wil ek vir julle verduidelik dat ons 'n verantwoordelikheid het. Want as ons nie kan uitgaan, en ons stories deel met die wêreld nie, as ons nie kan uitgaan, om te wys wat Jesus in ons lewe gedoen het nie, gaan hierdie woord nooit 'n impak in daai mense se lewe kan maak soos dit moet nie. Dit is ons verantwoordelikheid om disippels te wees. Dis hoekom ons sê in Truth Church, is ons hierso om disippels te maak, en nie net om attendees te maak nie. Ons is hierso om te kom en te sê dat ek maak 'n keuse in my lewe, om uit te gaan in die wêreld in, en die goeie nuus te verkondig aan die mense wat nodig het om dit te hoor. Want ek het 'n nuwe hart gekry. Ek is 'n nuwe skepsel, deur die genade van Jesus Christus. En ek weet so, het elkeen van julle julle eie storie. En so nou moet ons onsself vra, maar hoe raak ons 'n nuwe persoon? Want dit is nie net om die simptome weg te steek nie, en die gedrag aan te pas nie, en meer godsdienstig te lyk nie. Dit is nie hoe ons 'n nuwe persoon raak nie.
Ons raak 'n nuwe persoon deur die wortelprobleme na Jesus toe te bring. Die probleme onder die probleme, as jy verstaan wat ek sê. Daar's 'n rede dat sekere goed in jou lewe gebeur. 'n Rede dat jy aan sekere goed dink, hoe jy reageer oor 'n sekere ding. En dit is belangrik vir jou, elkeen wat hier sit, om intentionele tyd te vat, om by God uit te vind, wat is dit wat veroorsaak dat jy kortniemerig is? Of kleingelowig is? Of nie hierdie verslawing kan breek nie? Of nie my storie te kan deel wanneer ek uitgaan in die wêreld nie? Die sonde, die trots, die skaamte, die vrees, die identiteit, die selfbeheer, die gebrokenheid. Jesus wil nie net jou uiterlike herstel nie. Hy wil die innerlike herstel. Hy wil die hart kom herstel. En hy wil daai wortelprobleem hanteer. Want, broers en susters, ons is nuut gemaak. En ons is skoon gewas. So wat beteken dit prakties om jou wortelprobleme na Jesus toe te bring? Maak jouself oop. In eerlikheid, in opregtheid, en in repentance, en afhanklikheid van Jesus Christus, maak jy jouself oop. So Jesus kom ontmoet mense in verskeie plekke, by die tolhekke, in die tolhuise, tafels vol sondaars, in gebrokenheid en skaamte. Jesus kom ontmoet mense op punt van selfmoord. Jesus kom ontmoet mense op punt van likwidasie. Jesus kom ontmoet mense in egskeiding. Jesus kom ontmoet mense in gebroke kinders se lewens. Kom ontmoet Jesus mense. In die middel van die nag, in die sonskyn, in die reën, in die sneeu en die haal, kan Jesus ons ontmoet. En hy kan ons nuut maak. So broers en susters, hierdie is nie net vir nuwe Christene om hierdie te hoor nie. Hierdie is vir ons almal om te hoor. En ons elke liewe dag te vra, dat wanneer Jesus ons aanraak, en die dag toe Jesus ons aangeraak het, het ons nuut geword, en werklik nuut geword. En ons is besig om vas te hou aan goeders wat ons nie moet vashou nie. En dit is regtig 'n verandering in ons lewe begin voel, en begin sien. En wanneer ons uitgaan, en wanneer ons hierdie evangelie begin deel, moet mense daai nuwe wyn kan sien. Hulle moet daai nuwe mens kan sien. Hulle moet daai nuwe hart kan sien. En so wanneer ons nou weer ingaan, en ons gaan weer soms soos 'n wildsbok sing. Wat smag na meer van hom. My gebed vir julle broers en susters is dat julle smag na meer van hom. Dat julle daai nuwe wynsak sal raak. Dat julle daai nuwe skepsel sal raak, want onthou broers en susters, Christus is in julle. Hy het julle kom ontmoet waar julle is. In daai gebrokenheid en daai donkerheid. In daai sonde en daai verslawing. In daai pyn en daai depressie. En daai finansiële tekortkoming, het hy jou kom ontmoet. En as hy nog nie kom ontmoet het nie, kan hy jou daar ontmoet. En die goeie ding is, hy vra nie, maak eers jou lewe reg nie. Hy vra nie, wees eers beter nie. Hy sê, volg my. En jou verantwoordelikheid om hom dan te volg, sien net om 'n klein bietjie te verander nie. Is nie net om op te patch nie, broers en susters. Is om 'n nuwe skepsel te raak in Jesus Christus. Want wat hy kan doen in jou lewe, broers en susters, is wat hy kon gedoen het in my lewe. Toe ek in 2018 gesê het, no more, gaan die enemy wen. En in 2019 George toe gekom het met my tasse op 'n bus. En besluit het ek gee my hart vir die Here. Het hy my kom herstel. Hy het my kom herstel. En vir die eerste jaar het ek opgepatch. Vir die eerste jaar het ek opgepatch. Bietjie hier, bietjie daar.
Nog steeds vasgehou aan die dinge van die verlede. Nog steeds bietjie dagga gerook. Nog steeds bietjie te veel Black Label gedrink. Nog vasgehou aan die gedagte van miskien alles wat ons nou al gedoen het, gaan collapse. Met daai gedagte, Here, is ek regtig vergewe? My eerste jaar het ek net opgepatch. En niks in my lewe het verander soos dit moes nie. Weer op 'n punt gekom waar mens alles verloor het. En toe ek werklik besef het, dat ek nie gemaak is, toe begin die Here my lewe te verander. En hy bring finansiële deurbraak. En hy bring vir my 'n vrou wat vir my bid. En skoonmaas wat vir my bid. En ouers wat vir my bid. En mense wat omgee. En hy bring vir my deurbraak in my lewe. Omdat ek gesê het, ek kan nie net meer 'n bietjie oppatch nie. Ek moet op 'n punt kom wat ek nou teen volle gaan verander. En ek kom op 'n punt waar ek sê, ek los alles en ek los die tolhuis en ek los die dinge van die verlede en ek besef dat ek nou Christus in my hart aanvaar het en dat ek 'n nuwe skepsel raak. Broers en susters, ek wil vir julle sê dat daar kom 'n oomblik in ons lewe wat ons die probleem raak omdat ons nie toelaat dat Christus in ons werk nie. Ons raak die probleem vir ons eie lewe, vir wat God in jou lewe wil doen, word gestop. Omdat jy oppatch, broers en susters. Omdat jy nuwe wyn in 'n ou sak wil gooi. Ek wil vir jou sê, en die meeste liefde wat ek in my hart het, hou op! En laat toe dat Jesus Christus jou lewe begin verander. En laat toe dat jy 'n nuwe skepsel raak. Laat toe dat Jesus Christus jou kom aanraak, sodat wanneer die wêreld na jou kyk, gaan hulle nie weet wie jy is nie. Hulle gaan sien hoe die Gees besig is om deur jou te werk. Hulle gaan sien hoe jy bid en mense genees, want Christus werk deur jou. Hulle gaan sien hoe jy cycles breek, hoe jy dinge van die verlede wat jou vasgehou het kan afsny, en hoe jy kan begin intree, hoe jy kan begin bid vir ander mense, hoe jy kan begin help ander mense wat nie het nie, kan jy begin gee. En jy kan 'n oop hand hê. En jy kan uitgaan. En so ons lewe is nie net vir ons nie. Ons is nie gemaak deur die bloed van die lam. Jesus Christus ken ons elkeen. God ken elkeen van ons hierso. Hy weet wat sy plan is met ons lewe. En vanaand wil die Here vir jou sê, broers en susters, begin loop in die volheid wat hy vir jou het. En begin verstaan dat jy nie gemaak is deur die bloed van die lam. En moenie terughou om dit te claim nie. Moenie terughou aan daai belofte wat hy vir jou gegee het. Toe hy sê, I formed you in your mother's womb before you were even known. And I know the hair on your head. And I know the plans that I have for you. Plans to prosper. And I know the plans for you, brothers and sisters. God ken julle elkeen. Hy ken my. Dit is 'n daaglikse ding in ons lewe, broers en susters. Om te sê, vandag maak ons 'n verandering. Vandag kies ons God se goedheid in ons lewe. Vandag besef ons, we no longer a slave to fear, but we are a child of God. Broers en susters, glo jy dat jy nie gewas is? Glo jy dat jy nie gemaak is? Want as jy doen, broers en susters, wil ek vir jou sê, dat daar soveel potensiaal binne jou sit, dat daar soveel binne jou is, sodat jy kan uitgaan in hierdie wêreld in en mense aanraak, sodat hierdie wêreld wat gebroken is, kan aangeraak word, deur Jesus Christus wat deur jou en my werk, want dit is nodig. Dit is nodig. Die Fariseërs het vasgehou aan die ou sisteme. Ons kan nie vashou aan 'n Sondag aand kerk, 'n Woensdag aand klein groep. Dit is nie wat ons Christendom is nie. Ons Christendom is elke dag van ons lewe, dat ons besef wat Jesus aan die kruis gedoen het vir ons. Elke dag van ons lewe wat ons besef het wat Jesus in ons lewe gedoen het, gaan vir ons hierdie ding binne ons gee wat sê, Here, vandag, wanneer ek uitstap uit hierdie huis uit, wil ek hê iemand op my pad sit, wat ek kan nooi na die kerk toe, wat ek voor kan bid, wat ek voor die goeie nuus kan gee, want Jesus wil dit doen. Wanneer sy koninkryk wat aarde toe is, en hierso huisves en plaasvind. Broers en susters, ek wil net hê ons moet besef, when the second coming is gonna happen,
wil ek hê julle moet hierdie ding binne julle het wat julle wil hê, dat soveel as moontlik mense kan sien wie die ware God is, en by sy voete kan sit eendag. So hê daai ding binne jou hart, dat die oomblik toe jy daar in daai donker put sit van jou lewe, en besef het dat daar iemand is wat gebid het vir jou, en besef het dat daar 'n oomblik is wat Jesus Christus in jou lewe ingekom het, hê daai begeerte vir iemand anderste wanneer ons uitgaan hier vanaand. Hê daai begeerte dat iemand anderste nuut gemaak word. Hê daai begeerte dat die werkers in jou werksplek nuut gemaak word, dat jou familie nuut gemaak word, dat jou vriende nuut gemaak word, dat die regering nuut gemaak word, sodat daar kan dinge plaasvind in die lewe wat ons kan oprig aan Jesus Christus en verstaan dat ons nuut gemaak is deur die bloed van die lam en dat ons nie oppatch nie. Dat ons nie oppatch nie. Soos ons nou in die worship song ingaan. Gee alles vir die Here. Laat toe dat hy binne jou werk. Laat toe dat hy jou werklik kom wys wat sy plan is met jou. Wat hy wil doen met jou. Broers en susters, want is nooit te laat nie. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Daar's werk vir jou in hierdie plek. Daar's werk vir jou op hierdie aarde. Want tot op daai laaste dag wat jy nie op jou doodsbed lê nie, het jy nie klaar gewerk vir die koninkryk nie. Ons moet gaan en ons moet werk om siele te wen. Want ons is nuut gemaak deur die bloed van die lam. Kom ons gaan en ons bid en ons gee alles vir die Here.